Baie welkom by hierdie troostdiens van die andere huis. Sy is gebore die 25ste Junie 1972 en sy is oorlede die 9de Augustus 2017. Namens die hele gemeente ons simpatie, ons innige meegevoel. Alex en Riley, ons net, Trevor, hy is daar in Amerika. Heike, Willem en kinders, en die familie, vriende en collega's, ons dink aan allemaal van julle. Dankie ook aan elkeen wat gekom het om die laaste eer te betoon. Ek lees vir julle die gedeelte in die blaai. Ons neem met hartseer afskeid van ons geliefde dogter, suster, weer ons sus, moeder en vriendin. Ons as familie sal altyd jou borrelende lag en opgewerkheid onthou. Jy wil altyd goed doen aan ander mense en altyd en jou beste gee. Jy was nie net 'n ma vir hulle Heike en Willem nie, maar ook 'n ma vir Brady, Candice, Herman, Alicia en vele meer. Hemel is nou 'n pragtige roosryke en al is jy nie meer by ons aarde nie, sal jy vir altyd in ons harte voortleef. Aansien ons weet jy kyk nou van bo af na ons en jy is nou in vrede, jy plek hier op aarde is leeg, maar ons harte sal jy bly voortleef en sal ons jou nooit jou mooi herinneringe vir altyd saamdra. Weet jy was baie lief vir die Here, die lewe saam met ons was kosbaar en onvergeetlik. Ons sal berus stil wees voor God. En dan lees ek vir julle ons skrifgedeelte is 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13. Ek kan nie baie lank wees vanoggend. Paulus skryf oor die opstanding uit die dode en die wederkoms van Jesus. En hy skryf aan die gemeente in Tessalonisense, en daar was baie dinge wat hulle nie mooi verstaan het nie. Nou sê hy, maar ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslagtenis nie, sodat julle nie tree soos ander wat geen hoop het nie. Maar omdat ons in God glo, het ons vanmôre hoop. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat Jesus ons in slaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslagtenis hoegenaamd nie sal voorwees. En verstaan dit nie maar nie, maar by God is daar nie tyd nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep en die stem van 'n aartsengel en met geklank van die bazuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Nou, vandag is nie vir my lekker nie. Ek was lief vir die ander. En sy was lief vir die Here. Verstaan nie altyd wat gebeur nie. Want ek het ook daar iets gepraat en ek weet nou daar en ek het nog gepraat agter. Sê sy vir my, pastoor, jy moet asseblief reg nie met die mense praat. Weet, ons wil dit nie graag hoor nie. Want selfmoord baie sonde,
is nie God se wil vir ons nie. Net hy wat lewe gee. Die Bybel sê, hy bepaal elke mens se tyd. Hy bepaal wanneer jy gebore word. Hy bepaal wanneer jy sterf. Die mens mag nie die autoriteit in sy eie hande neem en besluit neem oor sy eie lewe. God is die een wat lewe gee en hy sê in sy woord, hy gee dit in oorvloed vir ons. Maar die dief, die duiwel om te steel, te slag en te verwoes. En wat in hierdie gebroke wêreld gebeur, verstaan ons nie altyd. Maar ek wil julle vandag bemoedig. En die binneste is ek half kwaad vir die ander. Sy was onverantwoordelik en selfsugtig. Sy het nie gedink aan die mense wat sy agterlaat. En so iets veroorsaak groot pyn, seer, hartseer en diep wonde. Die spoortal, sy pa het selfmoord gepleeg. Hy 15 jaar terug in die sy broer 13 jaar terug. En hy het nog steeds seer. So dit vat lang om gesien. Maar het is beter om die waarheid te praat. Want die waarheid maak ons vry. En ek sê die waarheid vandag. Die waarheid maak seer, maar die waarheid maak vry. So laat ek vir so. Trevor wat ek nie vandag is. Sal verlang. Want as ons die waarheid hoor en die waarheid herken, dan help dit in die genesingsproses. My gebed vir julle, is dat die genesingsproses vandag al sal. My hart gaan uit na elkeen van julle. Maar ons weet daar is hoop op wat ons in Jesus glo. So mense so die Bybel lees oor die dood en die lewe na die dood, dan verstaan ons nie altyd nie. Die dood is altyd iets vreemds, die dood is skrik. Die dood is onbekend. En die dag van ek sê, die dood is so finaal. Vandag het ons baie vrae in ons harte, gemengde gevoelens, hartseer, pyn. Ons gaan al mis. Maar die Bybel is baie duidelik. Die enigste troosting wat daar is, die enigste krag wat ons het, is net by Jesus. Dis hoekom julle naby aan Jesus moet bly. So ek praat altyd reg. Maar ek praat met groot liefde in my land. Met verlede Sondag gepraat het oor waarmee gaan ons die Here tegemoet gaan. Ons almal gaan voor ons staan. Ons sê ons weet nie die spoor. Ek het nie geweet ek gaan vandag in die kus van die ander staan. Maar ek sê weer, jy moet seker maak dat die lewe is reg en goed. Jy weet nie die spoor. Dit is die realiteit van die lewe. Ons kan nie sonder die Here lewe. So die lewe na die dood is 'n werklikheid, is 'n groter werklikheid as hierdie lewe waarin ons nou leef. Ons hoef nooit bang te wees vir die dood nie, omdat ons in Jesus glo. En as jy lewe met hom reg is, maar ek wil nie vandag oor die dood praat, en ons kan lang oor die dood praat. Ek wil eerder fokus op die lewe, want
Ons almal het maar 'n kort tydjie hier op aarde. Tyd word nie so oud nie. 70 of 80 jaar. Van 'n kort tyd. Maar ons moet fokus op die lewe. Want die lewe wat ons nou lewe is 'n gawe van God. Hy wil dit vir ons gee en ons moet hierdie lewe en ons moet dit waardeer. Hierdie lewe moet ons vier. Die lewe geniet. Die lewe is kosbaar. Die lewe is onbetaalbaar. Maar hoeveel te meer die ewige lewe. Johannes 6:47 sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Johannes 17:3, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus, wat U gestuur het. Ons almal weet, hy is die enigste ding. Die ewige lewe is om God te ken. So dit gaan oor 'n persoonlike verhouding met Jesus. En ek moet met julle hieroor praat, want ek is 'n pastoor. Mense se geestelike lewe is vir my belangrik. Dis hoekom ons lewe, dis hoekom ons hier is. 'n persoonlike verhouding met God, dis wat aan die einde van die dag gaan saak maak, wanneer ons daarvoor hom gaan staan. Is dit al wat gaan tel, die persoonlike verhouding wat jy met hom gehad het. So daarom moet ek vanoggend vir jou die vraag vra, hoe gaan dit met jou verhouding met God? Hoe lyk jou lewe vandag? Is God tevrede met jou? Waarmee is jy besig? Is jy op die plek waar die Here jou wil hê? Help nie, kom sit nie met 'n vrome gesiggie en met 'n masker op. God weet alles my, sien ons. Maar vir ons as kinders van die Here, ek sê, daar is altyd hoop vir ons. So dit moet as ons glo dat Jesus Christus gesterf het en opgestaan het, en as ons hom aanneem as redder, ons gee ons hart en ons lewens vir hom, en sal ons ewig lewe. Ek onthou daai dag toe ek my hart en my lewe verlenig. En na skool. Want op skool, en net aan skool wil ek niks met die Here te doen gehad. En het 'n groot bespotting gemaak van Christene en van die kerk. Sê dat die skaamte onthou daai dag toe my moeder broer my Jesus kwaad. En my hart, my lewe volgegee het. Maar elke dag saam die Here. En geen mens kan sonder die Here lewe. Baie mense dink hulle kan, maar ons kan. Nou, ek het elke dag met mense te doen. En die eerste mense waarmee ek elke dag te doen het, is mense met baie probleme. Ek sê dat altyd, wanneer ek met iemand te doen, dan dink ek, kan seker nie slegter gaan nie. Maar in week daarna, dan het iemand te doen wat nog erger doen. Maar mense sonder Jesus, het nie hoop nie.
As ons eerlik is vandag, mense wat nie Jesus in hulle lewe het nie, en ek het dit nou al baie keer gesien deur al die jare, en deur al die jare sien ek het ons nou mense sonder Jesus gaan onder, en die sin weg, en geen hoop nie. Hulle kan voorgee asof hulle baie braaf en dapper is. Maar ek sien ons sonder Jesus gaan die onder. Maar as jy Jesus in jou lewe het, en jy vir hom lewe, dan is daar hoop. Maar ons is nou hier, want Leandra se dood het ons vandag hier by mekaar gebring. En hierdie uur waar ons nou so by mekaar is, glo ek het die Here ook bepaal, sodat hy ook sy woord kan hoor en sy stem, wat hy vir jou wil sê in jou hart. Hy het jou lief, hy stel belang in jou, en as jy jou hart in jou lewe aan hom gee, of as jou hart in jou lewe met hom reg is, dan sal dit met jou goed gaan. Maar as jou hart in jou lewe nie met hom reg is nie, dan sê ek reg dat jy maak jou lewe in jou hart met hom reg. Nie môre nie, vandag. Elke mens het nodig om sy knieë voor die Here te buig. Te sê, Here Jesus, vergewe my my sonde, was my met u bloed, maak my lewe nuut, skryf my naam in die boek van die lewe, ek neem u aan, ek nooi u in, ek gee u my hart, ek gee u my lewe, al my nie, stem julle saam. Maar die woord bemoedig ons ook met die wederkoms van Jesus. En vir ons as Christen is dit altyd iets waarna ons uitsien. Sy wederkoms is baie belangrik, want hy sê, hy gaan om vir ons plek te berei, en as hy dit gedoen het, dan sal hy weer na ons toe kom, en dan sal hy ons na hom toe neem, om vir ewig saam met hom te wees. Want hy stel belang in jou, en het jou lief. Hy stel belang in jou lewe, al gaan dit soms moeilik, en al is daar baie dinge wat ons nie verstaan nie, en al het ons vrae, goed waarmee ons worstel, soos Leandra se dood, ons verstaan dit nie. Ons lewe in 'n tydelike, en 'n gebroke, en 'n stikkende wêreld hier op aarde, maar nogtans moet ons op God vertrou. So ek sê vir ons het baie keer baie vrae, maar dit verander nie God se liefde vir ons. Alles wat in hierdie wêreld gebeur, en waarmee ons te doen het, en waarmee ons sukkel, verander nie sy liefde vir jou. Romeine 8 sê daar, aan al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is. So niks kan ons skei van sy. Ons moet net naby aan hom bly. Psalm 23 vers 4 sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf die vertroos my. As ons die Here ken, as ons in 'n persoonlike verhouding met hom staan, dan is daar vir ons hoop en lewe, en ons hoef nie bang te wees nie. Stem julle saam? So nice.
is hier sterk is. Nader aan die Here bid. Lief vir U, dien Hom, is lief vir U. Ons sal dit goed gaan. Ek lees net vir julle hierdie gedeelte in die boodskap vertaling. Betrekking tot gelowiges wat gesterf het, sê hy, julle moenie onnodige vrae vra nie. Moenie bekommerd wees nie. Dan sê hy, Jesus kom weer. Moenie so hartseer wees soos ongelowige mense wat geen hoop het nie. Moenie so hartseer wees soos ongelowige mense wat geen hoop het nie. Wanneer hulle geliefdes sterf nie. Glo ons dat Jesus aan die kruis gesterf het en dat hy daarna uit die dood opgestaan. Net so sal God almal wat voor hulle dood en Jesus geglo het, saam met hom bring wanneer hy weer na ons toe kom. Dan sal ons wat op lewe saam weggeneem word op die wolk. Ons almal sal die Here in die lig ontmoet. Daarna sal ons almal vir altyd by die Here bly. Vertel hierdie goeie nuus aan ander gelowiges. Moedig mekaar aan om dit te glo. Vertel hierdie goeie nuus aan ander gelowiges. Moedig mekaar aan om dit te glo. Kan ons sê almal ons besluit. Vra jy ook net op dit met Jesus sit. Ons sluit op ons tweede vrienden. Dan kan jy ook dit. Dan kan jy van doen. Dan kan jy verhouding met ander mense. Blijf door jou vrienden. Dan kan jy net een kwaliteitsbesluit neem van jou. Gaan ek nooit aan omgeen. Ek sê dit vandag vir julle sodat nie waarheid kan. Dis waar die lewe gaan. Nooit sal jy kan sê, Here, maar ek het nie geweet. Jy raai besluit vandag neem aan die Here jou sien. Wil jy nie reg gesien, maak die tyd vandag. Dan sluit jou toe. En praat en buig jou toe en praat met die Here. Gee jou hart en hom. Vader, ek bid vir elkeen vandag wat so besluit neem. Kwaliteit, hartsbesluit om hulle lewe met U reg te maak. Om hulle lewe met ander mense reg te maak. Here, ons weet die genade is groot, die liefde is onmeetbaar. Ek wil vir elkeen vandag hier, die met ons sal wees, en ons sal sien. Ons kies die lewe. Wees met die nice, naaien, en ons lewe, en tyd wat in die Here van die Vader, Jesus, allemaal sê amen. Voordat ons gaan kyk na 'n paar foto's, gaan Natalie net vir ons die bedankings lees. Kom ons luister. Lees vir die bedankingsnaam. Dis aan haar nie. Gaan vir ons as familie net die volgende persone bedank. Eerstens vir die en ons vriende wat ons die hartseer nuus op 'n baie impakvolle wyse meegedeel het en die heel nag by ons aanneem. Tweedens is daar al die maats. Baie dankie vir jou besoekies, die ondersteuning en die verrigtinge wat jy
ons behandel. Derdens is die Christen. Ons as familie het nie om verlang gesien, maar weet in ons hart het jy baie spesiale plek vir die goeie dade wat jy aan soveel bewys het. En jy het ons ook heel lang opgemaak. Wees asseblief vir alles wat jy vir ons gedoen het opreg waardeer. Woorde is nie genoeg om ons dankbaarheid te beskryf nie. Angelique Skeepers en Discovery Technologies, baie dankie vir jou bydrae, jou liefdevolle deernis, asook die kollegas se ondersteuning. Dit word opreg waardeer. Aan al die familie en vriende en vriendinne se ondersteuning en oproepe, WhatsApps, SMS'e, huisbesoekies, asook eetgoedjies en bloemeruikers, dit word opreg waardeer. Leander het 'n briefie nagelaat en spesifiek die volgende dame genoem wat ons as familie graag aan haar werksmense wil bekend maak. Ek herhaal haar eie woorde in haar briefie vanoggend. My savourite collega's, julle is elkeen so spesiaal. Julle weet hoe ek oor julle voel. Lief vir almal, always en collega. As daar iemand is wat ons vergeet, verskoon asseblief. Ons kan nie almal onthou nie, maar weet dat julle almal vir ons baie beteken in die Here se tyd. Lys van. Kom ons kyk na 'n paar foto's van